Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat bykans 2000 jaar teruggekom het vir elke mens. En dan gaan dit basies oor geloof, die werklikheid. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. En dan is dit belangrik as ons gaan kyk na byvoorbeeld Romeine 10 vers 13 wat sê, dat elkeen wat die Here aanroep sal gered word. Hy sê, maar hoe kan hulle iemand aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle glo in iemand wat hulle nie van hoor nie? En dis belangrik, en dan praat hy verder, Romeine 10 vers 17, dan sê die skrif vir ons, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So wanneer ons nie die woord van God nie, hy sê, hierdie evangelie is die krag van God. So baie belangrik dat ons hierdie woord gebruik, want dis die krag van God, en daar is soveel mooi skriffies, maar dan is daar ook lelike skriffies, byvoorbeeld 1 Korintiërs 1 vers 18, wat sê, die woorde van die kruis is wel dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar is soveel mense wat die woorde van die kruis afskiet, die werklikheid van die sukses van Jesus Christus aan die kruis, die afgehandelde werk, ek praat daarvan baie keer sommer as die na-kruis boodskap, dit is so belangrik, en wanneer ons gaan kyk na die evangelie, en ons praat van die geregtigheidsboodskap, dat God jou in Christus, ek dink die maklikste is om te sê, 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, dat dit is alles uit God, wat vir ons geword het. Hy het ons in Christus gesit, en Christus het vir ons geword, 1 Korintiërs 1 vers 30, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Met ander woorde, jy is heilig omdat hy dit vir jou geword het. Jy is geregtig omdat hy dit vir jou geword het. Jy is verlos omdat Christus dit vir jou geword het. Nie oor iets van jouself nie, want Galasiërs 2 vers 20 sê, dat ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou leef, is die lewe van Christus natuurlik. So, mense, baie belangrik, daar is geen plek vir roem om te sê, ek is goed, ek is beter as enige iemand anders nie, want die ou mens het gesterf. Die hele Romeine 6 vers 1 tot 10 gaan oor dit, dat hy gesterf het. Nou kom ons, dan sê ons baie keer, maar dis 'n risiko, as 'n mens vir mense hierdie evangelie gee. Hulle sê, dis 'n hoë risiko, om vir mense te sê, dat wanneer jy Jesus Christus aanvaar het, jy nie meer jou sondes hoef te bely nie. En dat wanneer jy Jesus Christus aanvaar het as jou lewe, jy nie meer 'n sondaar is nie. Dan dink 'n mens, dit kan nie, en die mense sê, pas op vir hierdie evangelie. Maar dink nie daaraan, God het dit vir Adam gegee, en God het geweet wat Adam daarmee gaan doen. So, mense, dit is nie 'n hoë risiko, om die werklikheid, die plan wat God uitgedink het, om daardie plan vir die mense te gee nie. Maar daar is wel 'n ander ding aan, dat ons dit so bietjie moeiliker maak vir die mens, deur weer 'n bydra van die mens by te sit, en dit is die plek waar 2 Korintiërs 4 vers 4 inkom. Hy sê vers 3, as hierdie evangelie nog bedek is hy bedek in die wat verlore gaan, 2 Korintiërs 4 vers 3. Hy sê naamlik, in wie die God van hierdie wêreld julle sinne verblind, sodat die heerlikheid van Christus op julle nie sal skyn nie. En dit is, die duiwel verblind dit, dat ons maar nog steeds aangaan met die ou boodskap van die Ou Testament, en dit oorgewaai het na die Nuwe Testament. Ons is gered, maar ons moet bid vir redding. Ons is verlos, maar ons moet die Here smeek om ons te verlos. Die Here God het in Christus sy genade op ons uitgestort. Hy sê, uit sy volheid het julle almal ontvang genade op genade, maar ons bid elke dag, ag Here, wees ons genadig. Jy sien, dit is daai ding wat oorgespoel het. Hy sê, nee, hy sê, jy kan nie nuwe lap aan 'n ou stuk kleed vassit nie. Jy kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie. Hy sê, dan gaan alles verlore. En dis waarmee ons besig is. Alles gaan verlore, omdat ons die twee probeer meng. Maar daar is 'n nuwe werklikheid, 'n na-kruis boodskap. En dan kom Jesus, dan verduidelik hy vir hulle in Matteus 20, so van vers 15, dan praat hy oor die gelykenis wat hy vertel van die mense wat op verskillende tye gehuur is. En dan kom die mense, dan moan hulle, en sê hulle, maar ons het heeldag gewerk. Nee, dis die Jode, het heeldag gewerk, en nou kom die heidene en hulle kry dit in die laaste uur. Dan sê Jesus vir hulle, die Heer sê, waarom moan julle omdat ek goed is? Hy sê, dis my goed, ek kan dit mos gee en soos ek wil, vir wie ek wil.
Jy sien, dit is baie belangrik. Hierdie is God se plan waarmee ons besig is. En hy doen sy plan, nie jou plan nie. Met ander woorde, alles gaan oor die oue en die nuwe. Die oue is uit die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Hy sê, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek het. Die 17de vers sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, die nuwe het gekom. Dis nie 'n vermenging nie, die oue is verby. Die oomblik wat jy daardie werklikheid van Jesus aanvaar, sê Efesiërs 1 vers 13, gaan lees hom, ek gaan nou weer sê nie, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees, maar jy moet nie net hoor nie, jy moet hoor en glo. So die werklikheid daarvan, mense, die probleem wat ontstaan het, sê Romeine 6 vir ons, vers 23, hy sê, want die loon van die sonde is die dood. Nou daar stop ons. Ons weet, God het gesê, as jy van die verkeerde boom eet, gaan jy sekerlik sterf. En dit is, onthou, die mens was gees, siel, liggaam, dis alles in die gees. God, Johannes 6 vers 63 sê, Jesus sê self, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die vlees stel vir niks. So met ander woorde, hier praat hy sê, dat ons is gees, siel, liggaam, die mens het geestelik gesterf. En nou kom hy en nou sê hy, maar dis nie al nie, die hele skrif van die begin af gaan oor 2, die boom van die lewe, die boom van die kennis van goed en kwaad, lig, duisternis, oue, nuwe, wet, genade, dis alles werk in 2, so hier gaan hy ook, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Met ander woorde, sien nie die 2, ons moenie by die doods vasstop nie, ons moet gaan sien dat die genadegawe het gekom 2000 jaar terug, en dit is die ewige lewe in Jesus Christus, en dis hoekom dit die goeie nuus is. Nou, kom ons gaan kyk na die oue en die nuwe, vir my so belangrik as ons gaan kyk, ek wil dit in Lukas 24, wil ek net vir ons sê, ons moet gou daar gedeeltetjie gaan kyk, Lukas 24, ons kyk so daarna vers 15, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Met ander woorde, dis nou na die kruisiging loop die Emmausgangers, hulle is nou pad terug huis toe, en hulle loop in skop stof op met hulle koppe gesak, moedeloos gewees, en nou loop hulle terug oor hierdie gebeurtenis wat praat van Jesus, en nou sluit Jesus by hulle aan, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. Mense, belangrik, die Ou Testament gaan daaroor, Jesus sê as baie dinge wat verborge is, mag geopenbaar sal word na die kruisiging, die opstanding, nie voor die tyd nie. Hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle so bedroef? En die een sê, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van hierdie dinge wat in hierdie dae daar gebeur het nie? En hy sê, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord en voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met die derde dag vandat dit plaasgevind het. En nou gaan hulle verder, hulle sê, en sommige vroue het gesê, nou is hy nog 'n steelhok. So, ons het so gehoop op Jesus. En toe het hy gekom en daar het hulle hom gevat en het hom in 'n kruis vasgeslaan. En toe sterf hy, toe het hulle hom gaan begrawe. En nou sê die mense dat iemand het hom nou nog kom steel ook. Jy sien, dit is wat die mens is en dis waar ons tot vandag is. Ons verstaan nie hierdie werklikhede nie. En ons is moedeloos baie keer. En hy sê vers 25 vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Mense, wat belangrik is, Jesus sien hierdie ouens verstaan nie. En hy begin daar in die begin. En hy vat hulle deur hierdie hele ding. En dit wat ek nou vandag ook wil doen. Ek wil vir u wys dat die oue verby is. Nee, hy sê, om te verstaan, te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hy het vir hulle gesê, 3 dae
ek gaan sterf en na 3 dae gaan ek opstaan. Hy het dit vir sy disippels gesê. Hy sê, maar gaan wag vir my. Want ek gaan opstaan, dan gaan ek na julle toe kom. Nou kom Jesus, Markus 16, hy beklei met hulle, hy sê vir hulle, hoekom het julle nie geglo nie? Toe gaan julle maar terug op julle pad, moedeloos, alles is nou verby. Hy sê, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Alles, hy wys vir hulle, alles wat, dit is die skaduwee, die Ou Testament is die skaduwee na Christus toe. Daarop kom hulle by dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Hy het net gemaak, hy wou nie verder gaan nie, hy het gemaak, want dit is iets wat moet gebeur. En hulle het by hom aangedring en vir hom gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, sien jy waar trek hulle nou? Trek nou al by aandete. Nee, nog steeds nie iets gesien nie. Want hoekom nie? Hulle kon dit nie sien nie. Hoekom kon hulle dit nie sien nie? Luister mooi. Hy sê, en aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. En toe hy die brood breek en dit aan hulle gee, hy sê, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Stap saam met hom, hoor hom, alles. Nee, herken hom nie. En dan sien 'n mens dat in die Ou Testament kon die mense nie. So as jy 'n bediening van die Ou Testament wil hê, dan moet jy weet, of voor die kruis, dan moet jy besef, jy sal nie hoor nie, in wie 2 Korintiërs 4 vers 4, en wie die God van hierdie wêreld julle sinne verblind, om die werklikheid van Jesus Christus nie raak te sien nie. So, nou, baie belangrik, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe ons met hom op pad gepraat het, toe hy met ons op pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Hulle harte was brandend, maar hulle kon nie, want die werklikheid was, Jesus moes hulle oë vir hulle geopen het. En dit is belangrik, en dit het plaasgevind met die opstanding van Jesus Christus. Kom ons gaan kyk net bietjie verder. Nou verskyn hy aan die ander apostels ook. Hy kom en hy gee vir hulle 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Hy het dit vir hulle gesê, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet en van Moses en die profete en die psalms vervul moes word. Die hele Ou Testament, Jesus het vir hulle gesê, moet vervul word. Hy sê, en toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Toe open hy hulle verstand. As Christus nie jou verstand open nie, sal jy dit nie verstaan nie, want dit lê nie daar nie. Kyk mooi wat sê Romeine 3, een van die bekendste skriffies wat verskriklik baie aangehaal word in die tradisionele opset. Almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar hoor nou mooi, hy praat daarvan vers 18 af, dat nou weet ons dat alles wat die wet sê, dit versê wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Daai Ou Testament wat Jesus vir hom hulle gewys het, deur hierdie hele Ou Testament kon niemand dit sien nie. Want niemand se oë was geopen nie, want die kruisiging het nog nie plaasgevind nie. Hy sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Nou sê hy, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, daar's geen onderskeid nie. Hy sê, hy praat hiervan, hy sê, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Mense, ons moet verstaan, dit is 'n werklikheid gewees. 2 Korintiërs 3 praat daarvan, dit was 'n heerlikheid, maar daar het 'n groter heerlikheid gekom. Nou gaan vers 23 Romeine 3, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek het gesê, daar's altyd 2. So dan staan daar 'n komma, moenie stop nie, gaan na die tweede werklikheid toe.
Die eerste een was die oue gewees, die tweede ene is, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 3 vers 23 en 24. Mense, is so belangrik dat ons hierdie werklikhede sien, dat hulle kon dit nie glo nie. Mense kyk na Dawid, dan sê hulle, maar kyk wat het hy gedoen. Hy kon nie anderste nie, want die sonde was in die bloed gewees. Hy kon nie by 'n groter werklikheid uitkom nie. So, mense, nou gaan ons aan en ons kyk na ons kyk na Galasiërs 3. Ons blaai gaan na Galasiërs 3. Nou kom Paulus met dieselfde werklikheid. Hy kom en wat Jesus gedoen het, Jesus het hulle gevat van die begin af en vir hulle gewys alles wat op hom betrekking is. Nou kom Paulus en hy doen dieselfde. Hy bring vir die mense hierdie boodskap. Hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Met ander woorde, om nou geloofsgehoorsaam te word aan die waarheid. Efesiërs 1 vers 13, ek het dit net nou genoem. Hy sê, in wie julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, dis die nakruisboodskap, nadat jy dit gehoor het en dit geglo het. Baie mense hoor dit. Ek het baie Bybels in my lewe gehad, ek het daai gedeeltes gelees in die Bybel, maar ek het dit nooit geglo nie. Nou het ek 'n gelowige geword, jy sien, en ek het begin glo dit wat God in Christus gedoen het, sonder geloof, onmoontlik om God te behaag, sê Hebreërs 11. Hy sê die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Afgeskilder as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, die oue, of uit die prediking van die geloof, die nuwe? Jy sien, die skrif herhaal hom van Habakuk 2, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38, die regverdige sal nou net uit die geloof lewe, uit die geloof, jy gaan uit die geloof trek, want dis nou jou werklikheid, dis jou bankrekening is die geloof, net geloof is dit wat vir God aanvaarbaar is, jy moet gehoorsaam word aan geloof. Nou sê hy, hierso, dit alleen wil ek weet of het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Mense kom en hulle het hierdie werklikheid en hierdie ywer vir God, en hulle kom na God toe en sê, Here, vergewe my, Here, ek lê my ou lewe af, ek neem u lewe aan, ek sien u het vir my sondes gesterf, u is nou my lewe, Here, en ek bly net by u. Dis die geestelike werklikheid. En die volgende dag, dan probeer jy nou maar weer daardie lewe van Jesus wat jy aanvaar het, die lewe van Jesus, nou probeer jy daai lewe verbeter. Want kyk, jou ou lewe is mos afgelê. Jy sien, nou kom Paulus nou sê hy, julle voor wie se oë Christus, Jesus afgeskilder is as gekruisig. Begin by die Genesis, toe die mens sondig, toe kom God en hy sê, hoekom is julle gaan wegkruip? Hy sê, ons is naak. God vat die vel en hy beklee hulle. Met die vel, met 'n vel, maak hy vir hulle rokke. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ek gee vir julle bekleding, maar hierdie bekleding gaan net 'n tussentydse bekleding word. Want ons weet in die Nuwe Testament sê hy, beklee julle nou met Jesus Christus. Jy sien, daardie was net 'n skaduwee. Dit was iets wat oor en oor gedoen moes word, die offerandes, oor en oor. Maar die Nuwe Testament, 'n eenmalige bekleding met Jesus Christus. Hy gaan verder, Jesaja 9 vers 5, dan voorspel Jesaja, dan sê hy, wanneer, want God se die boeke is van begin tot einde voor hom. Hy weet daar gaan 'n punt kom wat jy Jesus aanvaar as jou lewe. Hy sê, Kolossense 1 vers 26-27, hier verborgenheid, wat vir eeue en geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is, toe hulle oë geopen is. Nee, jy sien, naamlik Christus in julle. Toe wil God hê, jy moet verstaan wie is in jou as Christus in jou is, want Christus is in die Ou Testament beskryf, hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, nie op die regering, op sy skouers. Dis die een wat nou jou lewe is, dis die een wat nou in jou is, en hy word genoem wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Verstaan jy hoekom die skrif sê,
Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Want dit is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, is nou my lewe, nie meer daar buite, nie ver nie, nie soos met Daniel se 3 vriende buitekant hulle nie, maar nou in ons. Mense, hierdie, Paulus sê, Christus is afgeskilder onder julle. Daar in Getsemane het, of voor ek nou daar kom, kyk gou na die profesie van die Ou Testament in Psalm 22, dan, ek het altyd Psalm 23, as ek bietjie moeg is hier aan, dan lees ek nou Psalm 23, want as ek so bietjie aan die slaap raak, ek ken hom dan, nou kan ons sommer verder gaan, maar nooit gesien wat is die Psalm voor hom nie. Kyk na Psalm voor hom, hy sê, hy haal vers 2, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Vers 7, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur my volk. Vers 9, Psalm 22, laat dit dan aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaan hom. Jy sien, dan is dit Jesus se kruiswoorde, wat honderde jare voor Jesus gekruisig is, al voorspel was. Jy sien, dis die oue. Maar nou moet ons nie bly by die kruiswoorde, die voorspellings nie. Ons moet by die werklikheid kom, die sukses van dit wat aan die kruis plaasgevind het. Vers 16, hy sê, my krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef van my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel en bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Jesus se kruiswoorde. Hy gaan verder, dan sê hulle hierso, dan sê hy, vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Mense, so 'n groot bewys, die werklikheid van die evangelie. Lang terug voorspel, maar dit het nou waar geword. Nou sê Paulus, dis afgeskilder onder julle. En dan gaan hulle, en in Johannes 17, dan bid Jesus in Getsemane, dan sit hy met daai beker en sê, Vader, maak hulle een soos wat ons een is. Herstel dit wat in Genesis fout gegaan het. Soos wat ek in U in my, dat ek in hulle in my kan wees, sodat ons almal weer een kan wees. Jy sien, die vervulling van Psalm 22, dat ons weer een kan wees. Nou sê Paulus hier vir hulle, is dit nie genoeg bewyse dat Jesus vir ons gesterf het nie? Mense, dis die oue en dis die nuwe. Ek wil afsluit met skrifgie in Hebreërs 9. Baie belangrik, ek wil dit ook noem, Jeremia 31 vers 31, gaan lees om daarvan af. Dan praat God, Ou Testament, dan sê hy, ek gaan 'n nuwe verbond met julle sluit, nie dieselfde verbond as wat ek gesluit het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het nie. 'n Verbond waar kan julle sondes en julle oortredinge nooit weer gaan dink nie. Dis die nuwe verbond, die nakruis boodskap. Hy praat in Hebreërs 8, hy sê, vers 13, selfe woorde aan julle sonde en julle oortredinge nooit meer dink nie, en as hy sê 'n nuwe verbond, dan het die eerste oud gemaak, en wat oud word, is verouderd en naby die verdwyning. Nou kom hy by Hebreërs 9, dan sê hy, praat hy oor die offerhandes wat die mense gedoen het, dan sê hy hier in vers 10, hy sê, omdat dit bestaan het in spys en drank, en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelê is, tot op 'n tyd van herstelling, die kruis. Dan sê hy, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige, dit was die oue tot op, nou die toekomstige, wat opgetree het as die hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Dit is die werklikheid van die nuwe wat gekom het. Moenie by die oue bly nie. Moenie in die skade weer sit. As die lig kom, dan verdwyn die skade weer, want moet ons in die lig sit. Johannes 1 sê, die waaragtige lig was aankom wat die hele wêreld verlig. Dis die boodskap, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen.